Baie welkom by ons volgende aanlyn klas. Hierdie is nou die video-opname. So vandag verf ons die suurlemoene. Ek gaan gou-gou weer vir julle net 'n foto wys van hoe hy lyk voor die tyd en jy kan natuurlik vir my WhatsApp, ek sal dit met e-mail ook vir jou stuur. So ons gaan so 'n bietjie anders te werk met hierdie ene. Ons gaan nou agtergrond verf met swart akriel. So ek gaan nou vir jou alles wys wat ek gebruik ook. En ja, dis 'n baie lekker en dis 'n baie mooi projek. So kom ons begin. Goed, so ons het nou die suurlemoene afgetrek. Ek wil net gou-gou vir julle gewys het. Hierdie is 'n gladde tekstuur waarop ek dit afgetrek het. Hierdie is nou vir die aanlyn klas. Sommige net om te wys hoe die verskillende agtergronde lyk, maar hierdie is net 'n gewone canvas pad waarop ek gaan werk. Ek het die prent so op A4 gaan afdruk. En as julle dit op 'n tekstuur wil sit, hierdie is Atlas se Qualitex. Dit is 'n smooth texture paste. So hom sit jy met 'n nou waar's my woorde vandag? Met jou paletmes aan. Jy sal sien hier's plekke wat dikker is en dan's hier plekke wat dunner is. Dis omdat ek dit so onewenredig smeer oor die hele agtergrond. Dis iets waarmee jy kan speel, bietjie kyk of jy daarvan hou en hoe dit lyk. En ja, kyk maar of, as jy dit het, dit is nie nodig nie, dis hoekom ek dit vandag op hierdie gewone canvas pad doen, net sodat jy kan sien, dit is nie altyd nodig vir al die fancy goedjies nie. Goed, so waarmee ons gaan begin is ek het skoon water, dis net waarmee ek my akriel gaan skoonmaak. So, ek het hierdie skildery so klein bietjie anders te gedoen as gewoonlik. Kom ek wys net gou vir julle. Hierdie is net gewone akrielverf. Hierdie is sommer Dala se Craft Paint en dit is swart. So jy kan enige akrielverf gebruik. En hierdie is nou so 'n bietjie voorbereiding, maar dit maak vir 'n baie mooi skildery op die einde van die dag. En die rede hoekom ek nie die hele agtergrond, want baie keer as ek so op swart werk, sal ek die hele canvas swart maak en net die aftrek, jy weet die prent dan nou maar in kleur bo oor die swart doen. Ek wil net sien ek het daar 'n stukkie gemis. Maar die rede hoekom ek dit nie doen nie is omdat hierdie suurlemoene is helder. Kom ons wys gou vir julle. As jy sien, dit is 'n helder, ja, ons sit donker in, maar jou lig van jou suurlemoene is 'n baie helder geel. En dit gaan jy nie kry as jy dit op swart agtergrond doen nie. So ek het gedink om dit so 'n bietjie anders te doen. Ek gaan so 'n bietjie vir 'n afwisseling, jy weet, ons kan mos maar so 'n bietjie speel met wat ons het. So ek gaan nou fisies gaan en ek gaan die hele agtergrond met swart akriel verf. Hierdie is net om 'n kleurvariasie te kry op die agterkant en jy gaan sien ons gaan dit gebruik vir die agtergrond. En om 'n bietjie net iets anders te hê as gewoonweg. So ek gaan net nou saam met julle die olieverf kleure uitdruk. Ek het gedink terwyl hierdie droog word gehou, kan ons deur die kleure gaan en als uitdruk wat ons nodig het. So jy kan die hele tyd jou kwas skuif dat jy na jou objek toe werk, soos wat ek nou gemaak het, om daai lyne mooi om jou suurlemoene te kry. En kyk daar, met vreeslike min moeite eintlik kan jy hom baie mooi omlyn. En hier ver gaan ons nou nie rarig veel moeite doen met netjies verf of enige so iets nie. Gelukkig die akriel word vinnig droog, dis hoekom ek dit nie voor die tyd gedoen het nie. Ons doen dit sommer in die klas
En terwyl dit droog word, kan ons so 'n bietjie kyk na wat ons gaan skilder. So die idee hier is rarig net om soveel toe te verf op een slag as moontlik. Oeg, het ek nog 'n streep gemis. Ek het gesien hierdie aftrekprent hier was nie duidelik nie. Ek het eers die suurlemoen geteken en toe besluit ek naderhand ek gaan die blaar bo oor die suurlemoen sit, so ekskuus daarvoor. Dit gebeur nou nogal as ek goed teken. Dan besluit ek so halfpad deur om iets te change. En dan maak alles nou nie altyd 100% sin nie. Maar ja, die idee is ook nie dat almal sin 100% dieselfde lyk nie. So jy kan natuurlik na jou canvas draai om dit vir jou gemaklik te maak vir jou hand om hierdie swart in te verf. Maar ek gaan hom nou maar sommer net so indruk. Dit is altyd nogal effort om tussen al die suurlemoene en die takkies en die goedjies in te verf, maar op die einde van die dag laat dit die skildery so mooi lyk. Maar ja, jy sal sien ek verf nie perfek nie, ek probeer nie, veral by die takke, om die suurlemoene sal ek nog moeite doen, omdat ons met geel werk, en geel is 'n deurskynende kleur. So as jy daar oor jou lyne gaan jy sukkel om dit reg te verf. Maar om die takke hoef jy nie te veel kommer te wees nie, hier om die, kom ons kyk net, hier moet ook 'n swart inkom. So ek gaan probeer om daai agtergrond toe te maak. Oeh, daai het nou net droog geword. Maar jy sal sien hy is heeltemal gecover, as ek dit so kan stel. So daar steek nie stukkies wit canvas uit nie. So al verf ek vinnig, dit moet nogal redelik toe wees. Ok, kom ons nou net kyk. Kyk, daar's nog 'n stukkie daar. Net seker maak al my canvas stukkies is toe. Ons nog so 'n bietjie wat uitgesteek het. So, dit lyk vir my ons sit hom redelik. So ek gaan nou net my kwas was en my verf toe maak. As ek dit kan kry, daar sy. Goed. En ons kan daai kwas lekker skoon maak. En hom droog maak. Ek gaan hom een kant bære, ek gaan nie die olieverf met hom doen nie. Ek gaan sommer die water wegvat ook. Ons dit nou nie per ongeluk weer gebruik nie. Maar sy, nou gaan ek so lank my goed reg kry vir die olie. Ek sit my turpentyn een kant, dit is nie 'n olie daar nie, dit is my turpentyn. Hy is maar net, ek het hom nou al gebruik, so dis hoekom hy nou nie meer spierwit is nie. Ek moes dit eintlik voor die tyd vir julle gewys het, maar as jy daar kyk, so jy sien daar lê pigment onder. So omdat dit 'n glasbotteltjie is en ek baar hom regop, kan ek daarmee wegkom. Hy, ek gebruik dit oor en oor, jou pigment sak uiteindelik af en dan is jou turpentyn redelik skoon. So ja, jy kan hom hergebruik.
Ek gaan nou net hier 'n paar kwasies uitsit en dan die paletmes waarmee ons werk is sommer net 'n nommer 4. Die paletmesse se grootte is verskil. So, maar hier kan jy min of meer sien teenoor my vingers hoe lyk hy. Ek het net agtergekom hy werk vir my baie lekker. So ja. Goed, kom ons kyk gou-gou. Ek het nou vir julle die agtergrond gewys. So kom ons kyk gou-gou. Watse kleure het ek hier? Ek het daar 'n titanium white. Ek het 'n cadmium yellow. Ek het 'n yellow ochre. Ek het 'n sap green, Prussian blou. Hierdie is 'n raw amber, donkerbruin. En ek het vir die wis en die onwis 'n Payne's grey uitgedruk. Dit is nou maar vir dele van die agtergrond, waar ons later gaan sien as ons dalk ietsie gemis het. Of ons wil 'n skakering of so donkerder maak. Ek het nie te veel van die kleure uitgedruk nie, omdat ek op 'n A4 werk, maar my verf lê langs my, so ons kan altyd net weer bysit as ons ietsie kort. So, kom ons kyk. Ons het nou die agtergrond geverf met swart, en hy is so te sê droog. So ek gaan my kleur hier langs aan neersit. Ek sal hom maar kort optel of ek kan die kwaste wegvat. Kom ons doen dit eerder. Ons skuif daai gat weg. En ons skuif hom lekker dat julle kan sien. Maar ek sal in elk geval vir jou, soos wat ons aangaan, verduidelik wat se kleure is ons nou mee besig. Goed, so omdat ons nou nie op die swart dadelik nou gaan werk nie, as jy voel hy is nog 'n bietjie nat, kan jy hom so 'n bietjie los laat hy eers nog droog word. Maar ek het besluit ons gaan tussenin verf, so ek gaan vir nou aangaan. Goed, so nou die takke. Ek hou altyd my reference foto of die skildery waarmee ons werk. Vandag gaan ek naby hou, dat 'n mens die hele tyd kan sien hoe lyk die kleur teenoor dit wat jy probeer meng. Hierdie is net 'n stukkie handdoekrol om die kwas op skoon te maak. En ek dink ek wil net so 1 of 2 ekstra klein kwassies hier op my stel neersit. Goed, so nou vir die takke gaan ek 'n mengsel maak van sap green, en jy sal sien as ek met my paletmes werk, ek werk met sy onderkant. So ek gebruik hom glad nie so nie, want daar's 'n hoek. So jy kan nie jou verf lekker neersit nie. So jy draai hom om, vat 'n bietjie sap green, sit dit een kant, vat 'n bietjie raw amber, sit hom by, en ek meng dit sommer met die paletmes. Ek gaan nou my bord optel. Ek weet hy blink. Ek gaan nog so klein bietjie groen net bysit. Die kleur wat ons soek is so donker, ek wil sê 'n avo groen. Ons kyk. Dit is baie donker. Maar jy sal sien dit is obviously nou jou bruin en jou groen gemeng, maar ek kan nog steeds die groen baie goed sien. So ek besef hy blink op die video omdat dit nou olieverf is. Hy's nat, maar so jy het eintlik op hierdie stadium 'n baie donker groen. Goed, so ek dink om dit maklik te maak, gaan ek 'n ronde kwas gebruik. Ek wil hom net in turpentyn druk, net om hom so bietjie te aktiveer, laat hy net nie so heeltemal droog is nie. Dis sy. Nou gaan ek die kleur wat ons gemeng het, hier is jou bruin en jou sap green, gaan ek nou begin en ek gaan daai takke verf. Dit is baie donker, maar jy gaan ten minste kan sien waar blink hy. Ons gaan nou nog 'n bietjie 'n ligter kleur opsit, dan gaan dit weer makliker wees om te sien. As jy voel jou canvas is baie droog en jy sukkel om jou verf op te kry, kan jy die punt van daai kwas net weer
in turpentyn druk om die vloei beter te kry. Maar dit voel vir my, omdat ons hom so bietjie nou met 'n swart akriel, kan ek maar sê, voorberei het, verf hy nou nogal eintlik heel lekker. So, nou gaan ek net so met punt van my kwas in die turpentyn druk, en ek gaan nou aanbeweeg. Ons gaan nou terugkom na die donker dele van die tak, van die, nie die donker dele, nie die takke, om ons 'n bietjie ligter te maak. Maar ek gaan vir nou, terwyl ek nou nog daai kleur op my kwas het, gaan ek daai middelpunte van die blare en miskien die onderkant so lank verf met hierdie kleur. Kom ek wys net gou weer vir julle. As jy kyk na jou prent, skildery, jou suurlemoene, die lig kom so half van onder af. Jy sal sien daai blaar ook, waar sy lig lê. Hierdie is meer aan die bokant lig. So ek gaan hulle hier aan hulle onderkante, gaan ek hulle 'n bietjie donkerder maak. Jy hoef nie perfek te werk nie, lekker grof. Daai blaar se binnekant, want hierdie stukkie vou om. So hy is lig. 'n Bietjie turpentyn. So ek gaan so 'n bietjie net aan die ander kant. Ek het nou nog van die verf oor. So ek gaan dit maar net lekker daarin druk. Ons kan altyd net nou nog 'n bietjie van dit aanmaak as ons wil, as ons sien ons het nog van dit nodig. Goed, kom ons kyk gou-gou so 'n bietjie. Dan, terwyl ons nou die bruin, wel, nog die groen en die bruin op ons kwas het, ek dink ek gaan my kwas net so 'n bietjie afvee. En ek gaan van daai donkerbruin, my raw amber, hier een kant neersit. Ek gaan 'n bietjie van daai groen by dit meng. So nou het jy, in plaas van jou groen mengsel wat ons nou net gebruik het jy 'n kleur wat 'n bietjie meer 'n bruin is. En nou gaan ek kyk op die suurlemoen. Hier aan die bokant maak hy mos so 'n stukkie daar onder die punte, as ek dit so kan stel. Ek sit van my donker daar neer. Hier onder hierdie blaar, my kwas is redelik droog, so ek sit nie dik verfstukke aan nie. Ons gaan dalk nog van dit nodig kry. Hierdie onderste ene gaan ek ook daar met daai stukkie so bietjie donker insit. En ek gaan hier langs hierdie blaar, jy kan tot teen jou swart gaan. Dis bitter min verf. En ek gaan hom so fraksioneel afbring tot daar. Goed, hierdie middelste ene, selfe effek, bo. Hier kan jy hom vat. So meng gaan net nog so 'n bietjie. Ook tot teen die swart. Vat hom net so hier na onder toe. Niks perfek nie. Ek gebruik die hele tyd min verf, want ons werk met 'n nat olieverf. So dis baie moeilik as jy oor hom blend en jy sit met vreeslike dik verf. Goed, hierdie ene, hier waar hy teen hierdie middelste suurlemoen is, en daar die lig kom van hier af. So hier gaan dit lig wees. Ons kan daar wel
'n bietjie donker in sit, want daar se duik in die suurlemoen. Hier na agtertoe gaan hy so bietjie donkerder wees. Ons kan selfs nog so bietjie meer. Goed, nou maak ek eintlik net my kwas 'n bietjie skoon. Goed, so daar het ons nou klaar die donker dele. Ek dink vir die video onthaalwe gaan ek gou-gou 'n ligte kleur meng en dit op die takkies sit, dat hulle net nie wegraak nie. So, dis nie noodwendig dat jy dit so hoef te doen nie, maar ek gaan dit vir die video onthaalwe nou so doen. So kom ons was daai kwas. Dat hy redelik skoon is. En nou gaan ons 'n ligter kleur meng vir die takkies. So ons gaan nog steeds 'n bietjie groen vat. En ek sit yellow ochre by. Ek gaan dit so helfte vat vir nou, dan meng ons hom eers lekker en ons kyk hoe lyk hy. Dan so 'n bietjie. Daar kan jy mooi sien. Hierdie is 'n ligte avoue kleur. So waar daai donker een was, hier het ons nou 'n ligter kleur. En al wat ons nou gaan doen, niks presies nie. Hier op die bokant van elke takkie sit ons nou so 'n bietjie van hierdie kleur in. Hoef nie die hele plek vol te wees nie. Jy sal sien ek mis so hier en daar 'n plek. En onthou ons gaan net nou die agtergrond inverf, so jy hoef nie nou presies in die lyne te bly nie. Ek besef hierdie hoek is donker, maar hier kan julle nou so bietjie mooier sien hoe lyk dit. So ek gaan net my kwas skoon maak. En ek dink ek wil net 'n groter kwas vat. Ja, kom ons doen die geel. Goed, so nou gaan ons chrome yellow gebruik, net so. Ek wil net vir my 'n lekker kwas kry. Ek gaan sommer hierdie Volbert gebruik. Dit is so medium grootte. Ek kyk altyd na die grootte van my canvas en die hoekies waaraan ek moet werk. So, nou as ons kyk na die suurlemoene, as jy kyk na die prent, kom ons kyk of ek hom weer vir julle kan wys. Hy lê omtrent so. Sal jy sien elke ligte deel van die suurlemoen lê so half aan sy regterkant, hierdie is aan sy onderkant, want onthou die lig kom van regs onderaf. So ek gaan nou geel neersit en ek gaan daai stukke ooplos. Hierdie is bloot vir die feit dat dit help dat jy nie laag vir laag kleure verf oor mekaar hoef neer te sit nie. So ek gaan nou sommer klaar die ligkol. Daai is die ligkol. Hierdie is sy ligkol. Daai ene en daai ene. So nou kan jy min of meer sien die dele wat regtig lig is en nou kan jy gaan en met jou geel die res van my suurlemoen vir my invul. Ek gaan my kleur net eers neersit tot so langs daai donker. En ek doen dit bloot vir die feit dat ons nou nie met nat verf sit wat nou met mekaar inblend nie. So ons gaan nou terugkom en dit oordoen. Ek gaan ook nie nou terpentyn op my kwas sit tensy jou canvas ontsettend droog is en jy regtig nie op hom kan verf nie. Dan stel ek voor, jy maak net die punt van jou kwas nat en hou hom op jou kombuispapier, laat daar net van jou terpentyn afgaan voordat jy met hom op jou canvas werk. Kom ons kyk. Sy daar.
Ag, nie op die blaar nie. Vergeet daai boonste stuk. Goed. So dit is hoe die suurlemoene nou lyk. Nou kan jy min of meer sien presies waar jou kleure, jou lig en jou donker is. En dit is nou maklik om met hulle te werk. So ja, ek het gesê hierdie een is so 'n bietjie anders as altyd. En die rede daarvoor is eintlik maar net sodat dit visueel vir julle kan sin maak. Dis eintlik 'n lekker een om mee te leer sodat jy kan sien waar jou lig en jou donker is. En nou dat ons die suurlemoene se kleur klaar geplaas het, ons gaan dit nou inblend. Onthou dis olieverf, so hy bly nat. As jy met akriel werk, stel ek voor dat jy nou jou blending doen. Jy moes dit eintlik gedoen het dan terwyl jy jou kleure opsit. So ek het af en toe 'n student wat met akriel werk, so maar jy verstaan dan hoe werk jou verf. So jy sal dan net baie vinnig moet blend. Goed, so nou gaan ek teruggaan na die blare toe en ek soek net my kwas waarmee ek my blare gedoen het. Ek het in die water kom gesit het. Kom ons vat 'n ander een. So nou gaan ek die groen van die blare klaarmaak. Ek dink ek gaan sommer hierdie ligte groen wat ons gemeng het. Ek gaan hom sommer gebruik en ek gaan begin om daai blare in te vul. As jy by jou donker dele kom, ek blend hom net genoeg om daai canvas toe te maak agter. So ek gaan nie daai streep, daai lekker donker streep wat ek daar in die middel het, gaan ek nie toeverf nie en ek gaan ook nie hierdie onderste gedeelte inblend nie. Ek gaan net genoeg verf opsit om te cover. Dis hy. As ons net nou voel ons wil nog 'n bietjie donker daarin sit, laat ek net daai gat daar sit, gaan toemaak. Kan ons kan terugkom na hom toe. So, ons gaan nou daar lekker detail insit. En ons gaan gou hier die onderste blaar doen. Soos ek gesê het, onthou ons gaan nog die agtergrond inverf, so mens hoef nie nou super versigtig te wees om nie oor die lyne te werk nie. Ek los daai middelste donker. Hier sit ek letterlik net kleur in tussen die donker. En ek los die res net so. En dan daai boonste blaar. Ek gaan nog nie hierdie omgevoude deel verf nie. Ek wil hom net eers nog so 'n bietjie ligter maak. So sy binnekant kan ek lekker opvul nou met hierdie sap green en yellow ochre mengsel. Ek gaan so 'n bietjie meer yellow ochre net bysit en dan hierdie omvoudeel. Dat hy daarom net so 'n skakering of 2 ligter is as die bokant. En daar kan jy baie mooi duidelik sien. So ons gaan weer terugkom na hulle toe. Hierdie is eintlik alhoewel kom ons verf gou nog so 'n bietjie. Ek voeter julle nou rond, maar terwyl ons nou besig is, vat ek weer my dun kwas en ek vat raw amber. Ek gaan net hierdie so 'n bietjie aftrek vir die lig en ek gaan daai binnekant net weer optouch. Daai middelste aar kan ons lekker donker maak. En ons kan sy are insit. Nie verskriklik detailreg nou nie. Ek weet dit voel weird. Maar hy word nou 'n bietjie droog. Soos wat ons nou eers aangaan met die suurlemoene. En elke laag op hierdie skildery gaan hom net mooier maak. Kyk mooi waar's daai
donker. Net so 'n paar are daar. Hy blink. Kom ons kyk of ek hom kan. Daar kan jy so min of meer sien. Goed, so dit lyk nog baie basies, maar vir nou is dit reg. Hy gaan nou so 'n bietjie droog word en nou gaan ek terug na my geel kwas. Ek wil net hier so 'n klein bietjie wegskuif. Nou kan jy begin om daai geel mooi toe te maak. En werk hom oor jou donker. Ek werk na daai blaar se rand toe. En nou moet jy begin onthou waarmee werk jy. Jy is besig om 'n ronde vrug te verf. Wel eintlik 'n oval vrug. So terwyl jy verf, jy sal sien ek trek my verf in daai ronding. So jy kan nie nou gaan net heen en weer verf nie. Jy moet basies in die ronde verf. As jy enigstens voel jou kwas tel te veel brein op, maak hom net skoon op jou papier. En onthou bo en onder jou rondings. Omdat ons lekker min verf gebruik het ons regtig nie eintlik 'n probleem met te veel meng nie. Daar's die eerste vrug. So ek los vir nou nog steeds daai ligte deel oop. En kom ons verf net gou eers al hierdie suurlemoene. So ek gaan nog steeds bo oor my brein nog steeds die geel neersit. En as daar brein op die res van jou vrug kom soos hierso, moenie daaroor bekommerd wees nie. Onthou, die vrugte is mos nie almal so 'n soliede kleur nie. Ek hou eintlik daarvan dat die brein so bietjie oorkom. Daar sien daar dat ek nou met my agtergrondkleur bo-oor gegaan, so ek sal net nou met wit daai moet regmaak, omdat die geel deurskynend is. Jy gaan hom nooit toegeverf kry so nie. Kom net nog so 'n bietjie kleur vat. Kan altyd nog verf bysit. Maar die hele idee is om net eers dit wat daar is ingeblend te kry. So alhoewel ek op 'n A4 canvas werk, sal jy sien ek werk nie super fyn nie, ek werk nie super netjies nie, want die mooi van hierdie skildery is eintlik die feit dat dit lyk fyn, maar dit is nie regtig nie. Ons vat nog so 'n bietjie geel. Ek gaan hom lekker daar onder daai blaar inverf. Ek maak seker daai ronding van my bly mooi. Ek werk nog steeds in die ronding van die vrug. Dit is bitter belangrik. Jy sal sien ek gaan nog steeds oor die agtergrond en dit is wat die feit dat ons op hierdie akriel agtergrond gewerk het so lekker maak, want hy word redelik vinnig droog daar waar ek nou val met ek ook die dik verf gebruik. Goed, nou gaan ons die lig van die vrugte verf. So ek gaan nou nie hierdie kwas en turpentyn was nie. Ek gaan hom net so 'n bietjie afvee op my lappie. Ek gaan nou 'n bietjie van my geel vat en ek gaan wit bysit.
Jy sal sien hy raak so lekker ligte lemon yellow. Ek gaan hom nie heeltemal doodmeng nie. En nou gaan ek hierdie ligte dele insit. Jy kan eintlik nog meer wit gebruik. En jy sal sien ek sit hom so in 'n ronde beweging in. En ek gaan hom net so los van nou. So die hele idee agter die skildery, dis kom ek gesê dit lyk fyn, maar dit is nie rarig nie. Ons gaan net nou met die paletmes kom en bo-oor 'n bietjie 'n lekker, hoe sal ek nou sê, dikker verf neersit. Dis die regte manier. So ek het nou net daar gou gefiks. So ek het nou hierdie mengsel van wit en geel het ek net daar ingesit. En ek wil net hier op hierdie vrugte, daar al om die rand, net so 'n bietjie wit, maar bitter min, net genoeg om daai randjie te maak. En ek gaan hom net so los. Dis net vir die skeiding tussen daai twee. Dit lyk baie erger op die video as wat dit is. So moenie te veel daaroor bekommer nie. Oeg, en daar het ek nou alweer 'n tak gemis. Baie lekker wit kool wat daar uitsteek. Goed, so terwyl ek nou met hierdie ene besig is, wil ek net kyk na daai donker kleur van my, of dit oral donker genoeg is. As jy dalk voel jy kort nog 'n skaduweetjie. Kan jy nou miskien nog so 'n bietjie meer definisie tussen daai twee dele inbring. Kom ons kyk. Ons kyk, hier voel dit ook vir my het ek baie lig. En daar het ek nie genoeg skeiding tussen die ronding van die vrug en daai deel wat aan die steeltjie vas is nie. Hier, ek het nog nie weer verf gevat nie, so dis 'n redelike droë kwas. Maar ek wil net so 'n bietjie 'n kleur variasie inbring so hier en daar. Dit alles daarom nou net nie na een ronde ding lyk nie. Goed. So gewoonlik sal ek nou oorgaan na die agtergrond toe, maar ek dink vir vandag om dit maklik te hou, gaan ek laat ons die vrugte klaarmaak. Die vrugte en die blare en dan gaan ons die agtergrond doen die heel laaste. Sodat jy kan gaan sit en tyd spandeer om tussen al daai hoekies en gaatjies in te verf. Goed, so daar is my blaarkwas, hy het nog blaarkleur op. So, kom ons kyk gou-gou. Ons wil nou nog so 'n bietjie 'n kleurvariasie inbring op die blare. So ek gaan nou sonder my kwas wat ek net nou gebruik het vir die groen skoon te maak, gaan ek nou net hierdie so 'n bietjie afskuif dat die lig net andersins val. Julle ouker, net so op die punt van daai blaar sit. Dan kan ons ook gaan kyk tussen die are, kan ons so 'n bietjie neersit. Nie te veel verf nie, vat net 'n bietjie. Blend hom net eers mooi in. En omdat jou verf nog nat is, kan jy nou nog lekker met hom speel. Ons gaan nou vir daai blare 'n bietjie meer definisie insit. Ek gaan dieselfde met die onderste een doen. Ek gaan dink so 'n bietjie aan hier waar hy optel, miskien tussen die are.
Net so klein bietjie. Yellow ochre hierso gaan ek dit op hierdie onderste stuk doen. Eers omvou. En dan kan ons bitter klein bietjie vat. En daar gaan insit. Daar kan ons lekker tot teen daai agtergrond gaan. En ek gaan nou 'n bietjie wit gebruik. En ek gaan net sien jy tussen die are, jou donker are is nog steeds daar. So presies vir ons nou met die yellow ochre gewerk het, gaan ek nou met wit. Maar bitter min verf, jy kan eerder bysit. En ek sit net so 'n bietjie van 'n skakering in. Daai ligte blaartjie ook. Net so in die rigting. En ek gaan gou-gou die takkies ook net verf. Ek sit net so hier en daar. een bietjie wit. Kom ons kyk gou hierso. Langs daai aar. Miskien is dit vir jou makliker om met die ronde kwas te werk. Maar ek hou van die effek van die 'n bietjie groter kwas. So kom ons kyk, miskien vou hierdie blaar so 'n bietjie hier. Staan hy so 'n bietjie meer uit. Jy sien nou, kry jy nou daar klaar die effek van die blaar tilt effens, want hy's ligter daar. So daar's nie 'n spesifieke manier om hulle nou te verf nie. Ons is nie besig met 'n super realistiese ene nie. Dis kom ek nie te veel detail verf nie. Maar jy kan nog steeds baie mooi sien hoe hy meng. Ek wil net gou hier 'n bietjie 'n ligte groen meng, so ek vat sap green en wit. En ek wil net nog steeds 'n bietjie groen op hierdie onderste gedeelte hê. Ja, sy. Ek gaan nou net my dun kwas vat. En ek wil net hierdie rand bietjie meer definisie gee met die wit. Nie te veel nie. Ons gaan kyk waar loop daai donker en langs hom. Bitterlik min verf. Ek gaan dieselfde hier doen. Ek gaan kyk waar loop daai donker en reg langs hom. Net so 'n bietjie wit neersit. Goed. Nou gaan ek 'n bietjie definisie by hierdie blaartjie inbring. Ek gaan baie klein bietjie wit vat. Selfde doen as met die ander, maar ek het nou net vir hom daar en ons kan dalk daar ook nog so 'n bietjie, dat jy net kan sien dit is 2 blaartjies. Goed, ek dink voordat ek nou na 'n ander kleur toe beweeg, wil ek net hierdie blaar se skakering tussen die donker en die suurlemoen is nie vir my genoeg nie. So ek gaan net 'n bietjie sap green vat. En miskien van hierdie mengsel van bruin en groen. Om net so, daai is actually genoeg. Net daai kleurskakering 'n bietjie verander. Goed, nou kan ons gaan en soos ek gesê het, ek gaan nou basies die kleure van die suurlemoen vat wat ons gebruik het. Ek gaan nie nou baie konsentreer op die donker weer nie, maar ek gaan tog met die lig net my paletmes skoon maak.
Ons gaan nou kyk of ons nog donker wil opsit, maar ek glo nie. Ek dink ons gaan nou meer konsentreer op die lig. Want jy sal sien die agtergrond van die skildery het asof hy so marbly effek het. Daar kan jy nou mooi sien. Sien jy, die kleur is nie heeltemal toe nie. Nou wat hier gebeur, is die swart wat ons geverf het, skyn deur. En ek gaan nou vir julle wys met die paletmes. As jy bo oor hom werk, wat se tekstuur maak dit? Maar om dit nou by die skildery in te bring by die suurlemoene, moet ek 'n bietjie tekstuur inbring, alhoewel ek nie met my paletmes bo oor als weer gaan werk nie. So ek gaan 'n bietjie wit net eenkant sit sommer hier by hierdie geel. En ek gaan nou net eers skoon wit gebruik en kyk hoe lyk dit. Ons kan dan nou besluit, ek gaan dit op hierdie ligste kleur van my paletmes sit, van my suurlemoen. En as ons voel hy is bietjie rof, vat ek weer 'n bietjie geel en ek werk net. Ek gaan nou vir julle baie mooi verduidelik. Ek wil net een doen. So nou kan jy sien die bietjie tekstuur wat daai paletmes inbring hier. Hoe mooi lyk dit. So om nou op te let, is ek het op die onderkant van my mes, ek wil hom net draai dat jy kan sien. Daar sê. Op die onderkant van my mes het ek net met sy bopunt gewerk, soos wat jy die paletmes so vashou, net met daai punt, sodat ek beheer het om hom in te druk waar ek die verf wil hê. Dan ook, het jy gesien ek het nog steeds, al het ek in daai sonkool gewerk, het ek nog steeds my verf in 'n ronding neergesit. Ek het nie gegaan en die verf so gesmeer nie. Ek het nog steeds in die ronde gewerk. Goed, so nou gaan ek hom 'n bietjie opskuif. Kom ons doen hierdie ene. Ek vat wit aan die onderkant van my mes. Ek sit hom neer op die sonkool. As jy genoeg geel het, werk dit net in die geel in. En nou is my mes 'n bietjie platter. En ek werk al in die ronde. As jy voel hy is te wit, sit weer geel by. Want ons wil hy moet lig wees, maar dit moet ook nie hierdie verskriklike spierwit kool wees nie. So hy blink, so ek gaan hom so 'n bietjie kyk of ek hom vir julle kan draai dat hy minder blink. Daar kan jy dalk 'n bietjie beter sien. Dit is nog steeds geel. Daar is 'n stukkie wit wat uitsteek. So kom ons los hom vir nou. Ons kyk of voel ons nou oor hom. Ek sit my wit in my sirkel. Ek vat 'n bietjie geel en jy kan dit soms so 'n bietjie grof daar oor jou suurlemoen inwerk en kom ons net kyk of ek vir jou kan optel want dit lyk nou daar sy. Sien jy? Daai is die enigste wit. Daai is geel wat ek bo oor die bruin gesit het. En ek gaan nou dieselfde met hierdie ene doen. En omdat ons nou so 'n bietjie geel met die paletmes opgesit het, is hier nou dikker verf. So nou kan ons gaan en met die wit net weer so 'n bietjie speel oor hom. Weereens, hy blink, maar kyk as ek hom effens optel, sal jy sien dit is al dele waar daar so effens wit is, maar ook hy is nie heeltemal spierwit nie. So ek dink omdat ons op so 'n klein canvas werk, gaan ek net 'n klein bietjie, hierso is nog wit. Ek wil net so 'n bietjie wit hier op hierdie onderste gedeelte sit. Nie te veel nie. Ek gaan hom net so touch hom net en ek los hom. So ek is bang om te veel te karring. Ek sê altyd as mens begin wonder, dan moet jy dalk eerder ophou. Ons kan eerder die agtergrond nou klaar maak en dan terugkom en besluit wat wil ons
nog aan die suurlemoene verander. So, kom ons gaan kyk. Ekskuus, ek sit net en kyk na my canvas en die kleur. So ons skildery lê omtrent so. So jy sal sien die bo en die linkerkant is baie donkerder as die regterkant. Wat onthou ons het hier gesê die lig kom van regs onderaf. So hier het ons verskillende skakerings wat bietjie ligter is en jy sal sien hy gaan stelselmatig word hy donker. Alhoewel ons daar nog steeds 'n bietjie variasie in kleur het oral daar, maar hierdie kant van jou canvas is baie donkerder. So kom ons gaan kyk wat het ons gemeng om daai kleur te kry. So ek gaan net gou eers my paletmes skoonmaak. En ek dink ek gaan sommer gou net al my kwaste skoonmaak want ons is nou so half so te sê klaar met die suurlemoene. Ons gaan dalk nou hierdie kwaste reg kry. So. So, tyd vir 'n nuwe papier. En ek wil net hierdie kwas sit nogal baie verf in. Nou begin hy nou skoon kom. Goed, nou vir die agtergrondkleur. So, as ek kyk na daai skildery, dan sien ek definitief skakerings van blou. So ek gaan my Prussian blou hier neersit. Ek dink ek gaan, kom ons deel dit in die helfte. Kom ons sit 'n bietjie bo. By die boonstes gaan ek Payne's Grey meng. So dis 'n baie donker navy blou. Hy lyk maar soos wat hy lyk. Dis nie rarig iets wat ek julle kan wys nie. Ek kan hom dalk so smeer dat jy net 'n idee kan kry as hy lig word hoe hy lyk. Goed, dan hierdie onderste ene gaan ek 'n bietjie wit bysit. En ek gaan 'n klein bietjie Payne's Grey bysit, bitter min. Baie minder as wat ek bo gemeng het. En ek gaan hom meng. Jy sal sien dit maak so 'n beautiful blou, 'n koningsblou half, as ek dit so kan stel. Jy kan besluit as jy 'n bietjie meer grys bysit, klein bietjie, en jy smaak hom ligter. Ons kan nog so 'n bietjie grys bysit. So ek wil hê jy moet gaan speel met hierdie kleur. Kom ons stel hom weer vir jou op. Jy kan gaan kyk hoe hou jy van hom. As jy meer van die blou hou, gebruik die blou. Die blou sal met die geel gaan stunning lyk. As jy om 'n bietjie meer 'n muted kleur wil hê, sit nog 'n bietjie van jou Payne's Grey by. Pas hy. Goed, so nou het ons daai super donker kleur en ons het, gaan ek maar sê, 'n medium kleur. So, ek gaan nou van hierdie donker kleur vat met my paletmes. Ek besef dit is moeilik om tussen die vrugte in te kom, so as jy wil, ons vat 'n kleiner kwassie. Kan jy gou net so 'n bietjie daar tussen jou vrugte invul. Onthou ek het gesê jy moet ergens hier moet jy oorgaan na die donker toe. So ek dink daai boonste hoek gaan ons lekker donker maak. En oral hierso kan ons van dit insit. En onthou nou, jy hoef nie perfek daai agtergrond toe te maak nie.
As jy hier langs jou vrugte werk, maak net seker jy gaan nie oor die lyne nie. Ons wil nou nie daai kleur mengsel daar hê nie. Ek weet jy kan nou niks sien op die video nie, maar ek gaan hom nou vir jou optel. Dis eintlik wat die donker video's so moeilik maak, maar op die einde van die dag maak dit sulke mooi skilderye en jy waar jy sit en verf, as jy net die instruksies volg, sal jy sien hoe mooi kom hy uit. So ja, nou kan jy daai vrug, daar wees miskien so 'n klein stukkie oor die lyn gegaan het, kan jy nou toemaak. En 'n bietjie regmaak, veral daar langs daai steel, soos dalk net nou oor die lyn gegaan het. Goed. Nou gaan ek my paletmes vat en dis die onderkant. Jy sal sien ek vat genoeg verf. Ek sit hom plat neer en ek trek hom. En ek gaan nou vir julle optel en wys hoe dit lyk. Sien jy daai blink? En kyk tussen my vrugte, al die swart is nie toe nie. En dis presies wat ons daar gaan doen. Ek gaan gaga nog so 'n bietjie verf. Kom ons vertel weer wat jy die blink kan sien. Dit is hoe ons daai marble effek kry. So ek gaan nou so 'n bietjie oorgaan na die ligter blou, dat jy net kan sien hoe hy lyk. En onthou die wisseling van kleur tussen jou donker en jou lig. Moenie 'n soliede lyn wees nie. So ek gaan nou vir julle optel en vir julle wys wat ek daarmee bedoel ook. Hierdie is baie lig. So ons gaan hom so 'n bietjie donkerder maak. Platmes en ek vee lekker in al die rigtings. Ek werk lekker langs my. En daar kan jy nou begin sien. Ons kyk of ons hom so kan optel. Goed. So daai lyn wat daar sit, gaan ek nou met die kwas wegvat. Ek gaan hom saggies inwerk hier tussen my blare en my vrugte. En ek gaan so skakering of wat begin oorskakel na die ligter blou toe. So ek vat sommer 'n mengsel van die twee kleure. As ek dit neersit. Lekker op tussen al daai blare in. En ek wil net so 'n bietjie daar opwerk en ek gaan hom gaga weer optel. Dis hy, sien jy? Die kleur is nou nie meer net so reguit lyn nie. Ek gaan dit nou sommer met die kwas hier doen. Jy sal sien ek druk nie baie hard nie, want as jy mooi kyk op daai video, gaan jy sien daar steek nog baie van daai swart uit. So deur sag te werk met jou kwas, kan jy nog steeds daai selfde effek kry. En ons kan lekker hier langs hierdie vrugte inkom. Ons maak net daai hoekie mooi. Kom ons smeer weer so 'n bietjie met die paletmes. Lekker platmes. Hierdie is groter areas, so dit is 'n bietjie makliker om met dit te werk. En ek gaan hom nou optel dat jy die kleur kan sien.
Maar hierdie is basies 'n baie donker kleur, dis daai blou met die swart. Ek gaan net hier tussen die vrugte lekker met my kwassie in. Onthou, moenie probeer om al daai swart agtergrond te verf nie. Dit is glad nie die idee nie. En jy sal sien ek sit my verf neer as jy na my kwas kyk. Baie random. Baie random. Asai. Ek wil net daar. Goed, nou gaan ek die res heeltemal met my neus doen. Ek gaan hom nou weer optel vir julle. Sien hoe ver kom ons, maar jy kan daarom redelik sien. Daar is hy. Kyk aan. Ek los oral swart dele oop. Goed. Kom ons stel hom net op dat jy kan sien. So as jy nou kyk soos wat die kamera beweeg, is daar ligter. Nie regtig ligter nie, maar jy kan presies sien waar sit die verf. Daar ook, selfs op die donker dele. So as jy dit vergelyk met wat ons hier gedoen het, is dit dieselfde effek. Hierdie is net droog, so jy kan hom baie mooier sien. So nou het ek gedink, ek wil dalk so klein bietjie ligter gaan hieronder. En ons kan dalk daai blou stel hom net op wat ek net sien hoe lyk hy. Sy. Kan hom so 'n bietjie versprei. En nou net nie oor jou suurlemoen se rand gaan soos ek nie, asseblief. Werk net mooi. As ek so 'n bietjie lig oral hier indruk. Ek gaan nou hier bo ook lekker langs daai blaar in. En op die video gaan jy nou sien, hier oral waar ek die lig ingebring het. So ek gaan so effens oor hierdie donkerste dele van my oog gaan. Net hier en daar. Moeilik om te sien, ek besef, als is donker. Maar dis met 'n plat palet nie, so jy kan sommer hoor hoe skieur ek om oor die canvas. 'n Mens moet net onthou om altyd dit wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant van jou stokkies doen. So daar kan jy sien, ek het hier lig ingebring. Ek moet dit aan daai kant, want dis nog steeds dieselfde atmosfeer. Dis dieselfde agtergrond as aan daai kant van die tak. So dit is bitter belangrik om dit te onthou. Kom ons kyk of ons dalk hier. Ek sit rarig net my kleur neer. Ek gaan nie nou te veel. As jy voel hy donker van jou is te donker, vat van jou ligter blou en gaan oor. Wees net bedagsaam op die feit dat wat ek nou net gesê het, dit wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. So daar kan jy sien ek het aan al twee kante van die suurlemoen. En die blare. Kom ons kyk, hier het ons nou 'n redelike klein bietjie wit. So miskien kan ons hier nog so 'n bietjie insit. So.
Nie te veel nie. Goed. Daar sy. Soos ek net nou gesê het, as jy voel jy wil teruggaan na jou suurlemoen en nog so 'n bietjie change, ek wil net hierdie regmaak. Kan jy, maar gewoonlik as ek 'n deel geverf het, is ek half klaar met hom. 'n Mens moet regtig waar versigtig wees om te veel te karring. Jy moet versigtig wees om iets wat eintlik reg is, nie op te voeter nie. So, as jy nie 100% seker is of jy klaar is nie, stel ek voor, bære die skildery. Bære hom, wag 'n dag of 2, of sit hom ergens in jou huis waar jy na hom kan kyk. En as jy verby hom loop, sal jy wel agterkom of daar iets is wat jy wil change. Is daar iets wat jou pla? Wil jy nog 'n laag wit op die vrugte sit? Ek sal dit nie oordoen nie, maar nou kan jy sien hoe mooi lyk daai wat ons met die paletmes ingesit het, saam met hierdie agtergrond. En hoe oulik werk dit as 'n mens die swart agter sit. Ek besef dis moeite, maar kyk hoe mooi dit uitgewerk. En eintlik verf 'n mens redelik maklik. So, jy kan natuurlik nou, ek wil net daai gaatjie, ek sien, daai hoekie is nie vir my groot genoeg nie. Dat sy. Jy kan altyd nog karring, maar ek is altyd versigtig vir te veel. So ek gaan nou vir julle wys hoe om te skryf. Ek dink dit gaan moeilik wees om dit op my canvas te sien, so ek gaan dit vir julle op my kwas palet wys. So ek vat 'n dun kwas. As jy 'n lekker groot dun ene het, wat se punt nog lekker dun is, gebruik hom. Hy vat meer terpentyn as die kleintjies. Maar myne het nou al so 'n bietjie gewerk. So ek druk my hele kwas se punt in die terpentyn. Ek hou hom hier aan die kant, laat ek net so 'n klein bietjie van die terpentyn laat afkom. Ek kies 'n kleur, ek gaan swart gebruik want ek gaan op hierdie bord vir julle wys. Ek rol hom in daai kleur, sodat daai punt so dun as moontlik is. Dan in vergelyking met jou bord, gaan ek die kwas regop hou. As ons so verf, het ons nie rarig beheer nie. Jy het, maar nie rarig nie. Maar as jy hom regop hou, kan jy gaan sien hoe hard of sag moet jy druk. Enige tyd wat jy voel jou verf raak min, rol hom weer in daai stukkie van jou verf en skryf verder. Baie stadig. Nie oorhaastig nie. En kyk nou net hoe mooi dun kan ons verf. So hierdie kan jy gebruik vir enige plek op jou skildery waar jy moet dun verf, veral as jy 'n realistiese skilderytjie doen. Maar dit is ook al my dun dele verf. Bietjie terpentyn, rol jou kwas in jou verf en daar sy. So net so vir oulaas, kyk hoe beautiful daai skildery uitgekom. So ek hoop julle het hom geniet en ek hoop julle stuur vir my foto's. Ek wil graag sien en ek wil ook weet wat dink julle van hierdie tegniek. Hierdie is 'n bietjie iets anders met die swart agtergrond wat ons so tussenin geverf het. So ek wil graag weet hoe het dit vir jou gewerk. Nou ja, hoop ek sien julle volgende keer.